Hallo, ek hoop julle is almal ten hierdie tyd gerad vir skool. Ons het Hanneke Mackie van Basiskids hier vandag en ons gaan praat oor hoe om die eerste skooldag spesiaal te maak. Want hierdie week gaan dit alles gebeur. Facebook het al klaar vir my die herinneringe gegee van my kinders se eerste skooldag. So dis hierdie week so groot onderwerp. Ek wil net vir Almiso bedank wat hierdie reeds van 10 praatjies borg. Ons doen 5 van hulle op Wawenkleuter in Afrikaans en 5 op Your Pregnancy and Baby in Engels met verskeie kenners. En Hanneke is ons eerste kenner vandag. En jy kan jou kind 'n voorsprong gee deur die toekomstige koste van onderwys en maandelikse besparings te bereken met Old Mutual se aanlyn berekenaars. Jy kry dit by Old Mutual Education Tools.co.za. Jy sit letterlik daarin en dit skop vir jou uit wat jy moet spaar. Of jy kan na die praatjie, ek gaan die QR-kode in die kommentaar sit en dan kan jy die QR-kode gebruik om direk na die aanlyn sakrekenaars te gaan en te help met die geldkant van sake, van skoolsake. Maar vandag, en jy kan nie te vroeg begin nie, hoe vroeër jy begin nie beter. Ja. Maar vandag gaan alles oor die eerste skooldag en Hanneke het my net, toe sy aankom vertel, dit was Jack se eerste skooldag. My eerste skooldag. So graad 1 vandag, hy is al vroeg afgelaai, en nou voor het is gedans, en hy is by Jan Silje, en Jan Silje se skoolhoof Sanet gaan ook een van ons sprekers wees, 'n bietjie later in die reeks praatjies, so dit pas my alles so mooi by mekaar. Ja. So wat kan ouers doen om die skooldag spesiaal te maak, maar ek wil sê, sonder om die kind uit te freak. Ek dink dat my seentjie dalk vanoggend so 'n bietjie uitgevlieg. So met respek, bietjie daar dink, maar my eerste opmerking is Helen, vir wie? Spesiaal vir die kind, of spesiaal vir mamma en papa, want ek dink dit is belangrik dat dit vir mamma en papa en natuurlijk vir kind spesiaal is. So ek was wel sê, vir mamma en papa is uit die begin, of voeg of wie ook al kyk na die kleintjie, die kind. Jy weet ook 'n groot oomblik vir jou. Jy weet, dit is die eerste keer wanneer jy 'n babatjie het, of groot verjaarsdag, dat was ook 'n oomblik vir jou. Nee, so ek het gevind, gisteraand tydjie neem om 'n briefie te skryf vir Jack, wat ek vir hom berge later, net om vir myself 'n bietjie spys te gee, of 'n bietjie wakker geword, lank voor almal anders. Net om vir myself 'n oomblik te gee van, hierdie pad van my kindjie se eerste 7 jaar, en net om reg te wees, dat ek nie skarrel, tussen die kosblik en alles, en ook nog net probeer, net daai presence, jy weet, dit is sommer die grootste geskenk, ons onsself en ons kinders kan gee, 'n bietjie rustigheid. En ek dink as dit by Jack kom, daar's baie klein goedjies mens kan doen, nou in my geval, my seentjie, wat mens kon doen om natuurlik iets vir hulle vreeslik spesiaal te maak. Ek wil sport en sê, vir vreeslik baie suiker en al iets geskenke. Nee, not that. Nee, weet jy wat met Jack, was dit 'n bietjie van 'n tradisie, wat ons sal sê, wat is jou last wish, final supper, the last supper. So aan die aand voor jy mag gaan kies, dan moet ons gisteraand het ons 'n verskillende ongesonde macaroni geëet. Macaroni cheese. So dit was 'n spesiale meal. En baie gesprek, baie tyd gevat. Gisteraand vanoggend het hy so vroeg opgestaan en ek het net opgemerk dat hy wat was nodig en dan sê hy dit hoe voel jy? Dan sê hy, bietjie bang, bietjie braaf. Bietjie bang, bietjie braaf. Dit is so 'n goeie opsomming, vir almal. Maar maar tyd te neem. So ek dink die grootste advies wat ek het is, die klein tradisies, ekskuus my, dat ons het in ons gesinne, goedjies is 'n spesiale maaltyd, maar ek dink alles kom terug na die presence, om nou oomblik saam te hê, is 'n mamma en kind, of kinders, is 'n ouers, en net in te neem wat dit beteken. Ek dink vanoggend vir Jack om tyd gehad het, my seentjie nou Jack, die knoppies was sukkel nog, die vetertjies vat nog baie tyd, jy weet, so gee tyd vir die presence van jou eie gedagtes, gee tyd vir die spesiale oomblikke, gee tyd vir die wil te skaal om soos 'n ekstra uur ingesit natuurlik. En dan natuurlik jy moet baie foto's neem. Jy moet hulle oë eventually laat rol. Jy moet dit inneem, jy weet dit is 'n ongelooflike spesiale oomblik. Dit is die begin en dit gaan so verskillend vinnig in ons lewens vandag. So ek dink vir my die groot advies wat ek sê vir mamma en papa daar buite is, how can you be present? Hoe kan ons soveel van die oomblik net inneem en stadig vat? Net voor ek getroud is, het 'n vrou vir my gesê by haar doen, sy sê, bly net vir 2 minute alleen in die vertrek voor jy uitgaan. Kyk jouself in die oë. Ek wil vir jy die dag stadiger maak. En dit het. It is just a moment to kind of take it in. So ek voel nog vanoggend, ons het toevallig ons seentjie se eerste oggend en baie van julle kinders wat nou in die week sal gebeur,
voel ek net dankbaar dat ek was daar. Ja. Ek was nie te bananas nie. Ja. So bietjie, Ja. maar en dit was vreeslik lekker en vreeslik spesiaal. Ja. En ek moet sê, ek stem saam met natuurlik die baie foto's en die video's, want baie keer is mens so besig agter jou foon daarmee dat jy dan nie in die oomblik is nie. So maak tye waar jou foon ook weg is. Nee, ek sê glad nie met die foto's en video's doen nie. Maar of kry dit selfs as jy dalk 'n ouer kind het of 'n tiener, hulle kan dalk al die foto's nie goed doen. Maar om teenwoordig te wees, ek dink ook dis goeie raad vir as jy geneig is om 'n bietjie huilerig te raak, nee. En dis baie tipies, dit kan jy so omkant vang. Ek het nie gedink ek is huilerig nie, ek het 'n traan gepink op die dag. Dis 'n baie emosionele dag. Dan en dit kan kinders 'n bietjie omkant vang as maandag skielik begin huil en dis hoekom huil sy nou so as jy daar stilte tyd vir jouself gee, dan huil jy dalk in privaat jou aan voor die tyd en dan is dit nie die volgende dag 'n groot ding nie. Maar ek moes lag vir jou maaltyd en my kinders was by die Duitse skool in Johannesburg en hulle gaan almal op die verhoog en hulle kry almal net so groot so kar wat hulle noem met suikertoete vol lekker goed. Vol lekker So lekker hoor. Ja, so daar is definitief 'n suikerstop wat saam met die hele ding kom. Ja. I think dit is die ding van net taking a moment and being there. Ek weet net dis oggend toe Jack nou wakker om sy nou stoor te sit van gaan sit met mamma op die ruststoel. Dis nou ons meditasie. Jy weet wat ook al jou geloof is. Miskien is dit gebed, miskien is meditasie. So jy gaan sit net. Gaan sit en gaan stil vir mamma. Gaan dink oor die jaar wat kom en oor die dag wat kom. En gaan, jy weet, doen jou eie gebed. En en toe ons daarna het ons ook so 'n bietjie getap, jy weet, ek gaan die tapping, net 'n paar lekker dinge gesê om ons op te pomp en toe van daar af gegaan, maar ook, jy weet, kry ek myself in die kar. Nou het ons die eerste 100 voets by die huis geneem, ek begin nou of almal het WhatsApp. En nou sê ek vir my mamma, wil my praat, ons net 'n paar minute. Dan denk ek, jy kan dit doen later, jy kan al later spam met die foto's wat jy gaan stuur. Wees nou net daar. En die dinge wat jy sê, en is so waar, ek het voordat ek gedink ek gaan hierdie onderhoud kan kom sonder om te ween nie. Ek het vir hom vanoggend en 'n paar keer oor die weke gesê, met mamma gaan huil. So ek het al 'n joke met my man, wat my man tot Engels sê altyd, oh, is she crying again? Maar ek het hom al geleer, ons huil baie keer omdat ons hartseer is, baie keer huil ons moet ons gelukkig is, en omdat dit so 'n mooi spesiale oomblik is. So ek dink super kan om vir kinders te sê, dat hier is 'n groot oomblik. Jy weet, en die gevoelens kom uit en al die gevoelens is oral. Jy weet, vir jou ook, jy weet, jy sien dit dat ek is 'n bietjie bang, en dat my kinders bietjie irriteerd, en dit is alles oké. So dat ons forsie maak daarvoor. En ek moet sê, as 'n joernalis en skrywer probeer ek clichés vermy, nee, maar clichés is clichés om rede omdat hulle so waar is. Eerlikwaar mense, die 12 jaar wat nou begin hierdie jaar, dit vlieg verby. Dit vlieg verby. Ek is nou aan die ander kant uit en jy kan nie glo hoe vinnig dit regtig gaan nie. Mense weer in matriek, eerste dag van matriek het jy weer so 'n oomblik van wat nou ongedoen. Jy was gister nog in Duke, wat ek sê die beste ding daarvoor is om in daar oomblik te wees. Dit is begin van 12 jaar wat sulke vormingsjare, sulke geweldige groei en vorming en ontwikkeling met hierdie 12 jaar gebeur. En dit gaan so, ek was gister in Duke. En daar is 'n ding wat ek dink vir mamma, papa hart te doen. Ek is met my kind nie, world, be kind to my kid, jy weet, en dis wat ek dink, is weer vir Jack vanoggend, dus tyd sê vir my, jy is sterk, jy is slim, jy is spesiaal, jy is kan jy liggie wees wie jy is. En ek dink daai ding van, om seker te maak, jy gee vir jou kind wat hy nodig het om in die wêreld te staan. Nee, is die een van die oomblikke wat ons nou spring hulle in die water. Nou jy vir 'n trust, wat die laaste 7 jaar gebeur het, wat het dan, wat 'n groot druk aangaan, is genoeg. En hulle gaan nou hulle eie foute maak, en gaan dalk slap en seer kry, maar dit is deel van wat so mooi is. En daai liggie skyn, ek onthou baie ouer vriende het vir my gesê, die laerskooljare is die beste jare. En ek moet sê, ek het dit so ervaar.
hulle liggies skyn nog so sonder probleme. Tieners is 'n ander saak, maar in laerskooljare, hulle wil nog so graag. En dis regtig 'n wonderlike tyd. So plaas al julle foto's, mense kan nie genoeg kry daarvoor nie. Ek sien graag al die graad 1 foto's. Ons praatjies gaan aan vir die volgende ruk en geniet het. Jamie present. Alles vir die beste. Baie dankie Hanneke. Dankie aan Old Mutual vir die praatjies borg. Onthou, as jy nog nie jou opvoeding geldsake agter mekaar het nie, moenie bang wees nie. Gaan werk eerder uit, gebruik hulle aanlyn rekenaar en gaan werk uit hoeveel jy moet spaar en hoeveel jy kan spaar. En dan het jy 'n realistiese plan om mee te begin as jy nog nie begin het nie. Hulle sê mens altyd met spaar, want ek wil die beste tyd om te begin is 10 jaar gelede. So moenie daar fout maak en dit uitstel vir 10 jaar later nie. Gaan kyk daar wat jy kan en hoeveel jy kan spaar en wat jou opsies is. En ons gaan die QR-kode en die webadres na daai aanlyn rekenaars in die kommentaar sit. Baie dankie ook. Ja, dis baie maklik. Ja.